ons is volgende hier om aan u voete iets te leer. En ons vra, Here, dat u asseblief in hierdie oomblikke ons harte sal ontvanklik maak en oopmaak. En dat u asseblief die Heilige Gees sal stuur om ons te vul, sodat ons mag groei en liewer vir u kan word en nader aan u kan kom. Amen. Ons skriftuurlesing vanoggend kom uit Filippense 1 vers 2 tot 6 uit. Ek wil net vir almal 'n geleentheid gee om daarna toe te gaan en hierdie tekste het vir my besonderse betekenis. So Filippense, ons begin by hoofstuk 1 vers 2. Genade vir julle en vrede van God, ons Vader en die Here Jesus Christus. Ek dank my God elke maal as ek aan julle dink, en ek bid altyd in al my gebede vir julle almal met blydskap, oor julle gemeenskap aan die evangelie, van die eerste dag af tot nou toe. En dan die belangrikste gedeelte, omdat ek juis hierop vertrou, dat hy wat 'n goeie werk in julle begin het, dit sal volëindig tot op die dag van Jesus Christus. So Paulus het vertrou dat die werk wat in ons lewens begin is, voltooi en gereed sal wees die dag wanneer hy ons kom haal. So ons het 'n paadjie om te stap. My titel vandag is die heel eerste vermeerdering van die brode. En dis nogal 'n interessante stukkie. Die heel eerste vermeerdering van die brode. Nou, ek wil eintlik die kinders vandag bederf, maar dis nie heeltemal die waarheid nie, want ek het agtergekom, die groot mense luister meer na die kinderverhale as wat hulle luister na die preek, maar ons sal nie te tegnies raak oor daai een. So, ons gaan vandag praat oor kos, want my titel is die heel eerste vermeerdering van die brode. En ons gaan vandag begin by sop. Nou, ek weet nie waar kruip Eben nou weg nie, maar sop is alles behalwe sy gunsteling dis. Hy sal enige iets eet behalwe sop as hy die keuse het. Hy hou niks van sop nie. Ek aan die ander kant mal oor groentesop. Lekker dik groentesop vir alles wat koud is, jy kry niks lekkerder as daai nie. Maar ek het 'n probleem. Maar kom ons kyk. Ons verhaal gaan vandag oor knoopiesop. Het enige van julle al gehoor van knoopiesop? OK, baie interessante sop. En kom ons deel met julle die verhaaltjie. Daar was eendag 'n meisie gewees en die verhaal speel hom af hierso in die laat 1800s. En die meisie het nog met 'n koets gereis om vir haar oom te gaan kuier. En natuurlik 'n koets, dis perde voor jou, dis stof, dis definitief nie ligversorgde BMW of 'n Mercedes nie. Dis definitief nie 'n aangename reis nie, en dan kry jy nou nog die gate en wat ook al. En sy kom uiteindelik aan, sy kom uiteindelik aan by haar oom, wat bly op hierdie een dorpie, en sy is vol stof, en sy is moeg, en is hierdie hele geskittery. En die mense van die dorp sê vir haar, ons beveel aan dat jy eerder na 'n hotel toe gaan, dat jy kan gaan bad en vars aantrek en ietsie lekker eet, want jou oom het ongelukkig 'n bietjie van 'n reputasie op hierdie dorp. Hy is die synigste man wat ons ken in hierdie hele kontry. En sy sê, nee, vertel vir my, waar bly my oom? Ek wil my oom gaan soek. En sy gaan op pad na haar oom se huis toe. En sy kom aan by haar oom en sy klop aan die deur en die oom maak die deur oop. En toe sy die deur oopmaak, gryp sy haar oom om die nek en sy gee hom 'n drukkie en sy sê, oom, ek is jou niggie en ek het vir jou kom kuier. Natuurlik, synige mense, kuiergaste, whatever, en sy stap hier verby hom.
En sy sê, oom, dis so lekker om jou te sien. En weet jy wat, ek was die hele tyd op die koets gewees, en ek is verskriklik moeg, en ek is baie honger, het oom dalk vir ons iets om te eet. Nou, as nie kos in hierdie huis, net niks. En sy sê, ag nee oom, dis reg, moenie bekommerd wees daaroor nie, ek gaan vir ons knopiesop maak. En sy stap daar binne in die kombuis en soms so by die oom verby en sy is daarin en sy kry die grootste pot wat sy kan kry binne in daai kombuis en sy pak hom op die vuur, gooi vol water. En sy sê, oom, kyk nou net hierso, en sy haal 'n knoop uit haar sak uit. En sy vat die knoop en sy gooi hom binne in die pot in. En sy sê, oom, weet oom wat die laaste keer toe ek knopiesop gemaak het, toe het ek agtergekom, as mense 'n bietjie sout en peper bygooi, dan bring dit die smaak uit. Oom kyk so 'n bietjie, hy sê, ek kan dit doen, en haal sy weg. En sy volg hom en sy sien, maar hier stap hy binne in 'n stoorkamer in, en jy sien net sakke vol kos, en speserye, en sout en peper, en hy bring vir haar so klein bietjie uit. En sy vat en sy gooi in, en sy sê, oom, weet oom wat, die vorige keer wat ek hierdie sop gemaak het, was dit op 'n kompetisie gewees, en ek het 'n prys gewen vir die lekkerste sop, maar daardie keer het ek 'n bietjie wortels en aardappels ingegooi. En is nie reg nie, en hier is die oom en hy's weg, en hy's binne in die skuur, en daar onder die strooi gaan grou hy bietjie wortels en aardappels uit. En terug is hy binne in die pot in. En sy sê, oom, die laaste keer toe ek hom gemaak het, ek gedink, miskien as ek so 'n klein bietjie eie kan bygooi, dan gaan dit nog lekkerder wees. Weg is die oom en hy kom hy terug. Eie, binne in die pot in. En nou sit hulle met hierdie massiewe pot sop. En sy sê, oom, wat gaan ons doen, want die twee van ons kan nie hierdie pot sop eet nie. En hy sê, gooi dit in bottels, ons stoor dit. En sy sê, nee oom, ek dink nie hulle gaan hou nie. Kom ons nooi die mense van die dorp om ons te kom help om hierdie massiewe pot sop te kom eet. En hulle doen dit toe, en almal het gekom en geëet, en die oom was baie knorrig geweest, maar toe hy nog so wil begin klaar, toe sê sy, onthou oom, dis knopiesop. Hierdie pot is gemaak van 'n knopie af. Jy het nie nodig om bekommerd te wees nie. So wat se les het ons om te leer? Partykeer is vrygewigheid die manier om te gaan. Ons moet nie 'n reputasie kry van dat ons daai synige oom is nie. So, ons verhaal wil ek vir ons bietjie uitbring by Jesus. Nou, almal van julle het al gelees van die eerste vermeerdering van die brode. En dit is die opskrif wat 'n mens kry in Matteus 14 by vers 13. Eerste die voeding van die 5000 of die eerste vermeerdering van die brode. Maar ek wil vandag julle vat na 'n ander plek toe. Maar ons wil begin hierso. Want op hierdie dag, by hierdie geleentheid, het Jesus gebruik gemaak van 5 broodjies en 2 visse. En hoeveel mense het hy gevoed? Wie kan onthou? 5000. En dit sê 5000 behalwe vir die vrouens en die kinders. So as jy vat dat op planeet Aarde is daar omtrent eweveel mans as wat daar vrouens is dit 5000 plus nog 5000, dan trek jy by 10.000. Die meeste huisgesinne vandag 2 kinders, so jy vat 10.000 en maal dit met 2, so jy praat van omtrent 20.000 mense wat kos gekry het. Maar ek wil julle vat na 'n ander plek toe. Die heel eerste vermeerdering van die brode. En ek wil hê julle moet saam met my gaan, en ons gaan gou-gou kyk na 2 Konings, en ek wil hê julle moet saam met my lees asseblief. 2 Konings 4 vanaf vers 38 tot 40, en ons gaan so 'n paar versies lees, en ons gaan 'n bietjie praat oor wat hier aangaan, want hier is 'n paar baie interessante goed. En dit sê vir ons in 2 Konings 4 vers 38, weer het Elisa in Gilgal gekom, en daar was hongersnood in die land. En terwyl die profete seuns voor hom sit, sê hy aan sy dienaar, sit die groot
pot op. Wat die ene? Die groot pot. En maak 'n kooksel klaar vir die profeteseuns. Hy sê nie vir hulle wat hulle moet maak nie, hy sê net maak vir hulle iets, want dit was hongersnood gewees. Vers 39, toe gaan een uit in die veld om groente te versamel, en hy het wilde ranke gekry, en daarvan sy kleed vol karkoere gepluk, en gekom en dit in die kookpot stikkend gesny, want hulle het dit nie geken nie. En hier het Eugene se brein begin werk. Hulle het dit nie geken nie, en karkoere. Nou ek moet erken, ek is een van die gelukkige mense, ons het groot geword in Suidwes. Maar kom ons kyk wat gebeur. Vers 40. Daarna het hulle vir die manne opgeskep om te eet. Maar net toe hulle die kooksel eet, skreeu hulle en roep, man van God, die dood is in die pot. En hulle kon dit nie eet nie. Kom ons begin by Gilgal. Gilgal is 'n baie interessante plekkie. Soos wat julle kan sien, ek het vir julle 'n fotootjie van Gilgal in die hande gekry. Is pragtig, dis lowergroen, maar ek jok, né? Lyk vir my soos woestyn daai. Nou ek het groot geword, of 'n groot deel van my lewe, was ek in 'n plek met die naam van Katima Mulilo, en hulle het gesê, Katima Mulilo is so warm soos die hel met 'n deksel op. En om die punt te illustreer, ons het semi-gereeld teruggekom Pretoria toe, en dan land ons hier gewoonlik met die weermag se vliegtuig, en ons praat van so Desember maande, Januarie maande, is dit die koue maande? Dan kyk die mense as ons van die vliegtuig afkom, en kyk hulle hier so snaaks aan. Want ons almal het truie aan, en jasse aan, want ons kry koud in Pretoria. Warm plek. Gilgal. Gilgal in die Bybel is baie interessant. Gilgal was die plek waar die Israeliete hulle eerste kamp opgestaan het nadat hulle oor die Jordaan getrek het, toe hulle op pad was om Jerigo aan te val. Dit was ook die plek waar hulle die eerste Pasga gevier het. Dit was ook die plek waar hulle die land van Israel verdeel het nadat hulle die hele land van Kanaan oorwin het. Dit was ook die plek waar koning Saul bevestig is as die koning. Dit was ook die plek waar Saul 'n offer gebring het wat hy nie mag gebring het nie. Dit was ook die plek waar Saul en Samuel die laaste keer met mekaar gepraat het. En dit was ook die plek waar ware en vals godsdiens in Israel vermeng geraak het. Die volgende woordjie wat ek wil hê ons moet na kyk is die hongersnood gedeelte. Nou vir die van julle wat 'n aantekening wil maak, Levitikus 26 vers 18. Die Here sê vir hulle, as julle na my luister, sal dit met julle goed gaan. Julle sal 'n fantastiese land hê met goeie oeste. Maar, Levitikus 26:18, en as hulle dan nog nie na my luister nie, sal ek voortgaan om julle 7voudig weens julle sondes te tugtig, en ek sal julle trotse mag verbreek, en sal julle hemel maak soos yster. Daar's nie 'n wolkie in sig nie. En julle aarde soos koper. Kliphard, jy gaan nie kan ploeg nie. Jy gaan nie kan plant nie. Die probleem het vir my gekom binne in hierdie versie. Nou, ek wil hom vir ons lees in die 2020 en die 1983 vertaling, want hulle sê presies dieselfde. En een van hulle het uitgegaan in die veld om wilde malvablare te pluk.
Hy kom toe af op 'n wilde rankplant en pluk bitter appels daarvan af, totdat die vou van sy kleed vol was. En vir my, ek was nuuskierig oor hierdie ding, van karkoere. Nou spring ons van karkoere af na bitterappels toe. Okay? Bitterappels. En dit is wat ons gelees het in die 53-83. Hy het uitgegaan vir groente, hy het afgekom op wilde ranke, wat bekend is karkoere. En die ander ding wat julle moet onthou, dis iets wat hulle nie geken het nie. Spring ons na 'n bietjie Engels toe, verskoon my vir die ene. So one went out into the field to gather herbs, want jy moet nie die h sê nie, herbs, and found a wild vine, and gathered from it a lapful of wild gourds, and came and sliced them into the pot of stew, those they did not know what they were. Eugene, navorsing. Nou wil ek weet, wat gaan aan hier rond? Karkoere. Sien julle die pragtige blommetjies? Sulke mooi geel blommetjies daar so aan die bokant. Dit is soos wat die plant lyk, en hierdie spesifieke foto is geneem in die Kalahari woestyn. En dit is soos wat die vrugte lyk. Okay? Nou, ek het toe gaan lees oor karkoere. Nou hulle sê, karkoere is bekend as Kalahari wartlemoene. Ook bekend as tsamas in die Damara en Nama tale. In Engels is dit 'n wilde wartlemoen. In Afrikaans is daar 2 interessante name, of 3 van hulle. Een van hulle is 'n bitterboela of 'n karkoer. Nou, wie van julle het al die goed gesien? Fantasties. Okay. Ek het hulle ook geleer ken in Suidwes waar ek groot geword het. Nou, hulle is ook bekend as 'n makataan en hulle kry iets met die naam van mokate olie uit hierdie goed uit. Nou, mokate olie is 'n verskriklike interessante ding. En ons gaan nou praat oor dit. Maar karkoere kry jy in die Kalahari, jy kry dit in Namibië, jy kry dit in Botswana, maar jy kry dit ook in Suid-Afrika, veral in die Noordwes-provinsie. En sommige van die mense het vir my gesê, hulle kry dit selfs in Bronkhorstspruit, het hulle karkoere. Nou die karkoere kan jy gebruik, of die vee kan daarop wei, hulle het nie 'n probleem daarmee nie. En 'n karkoer is baie naby aan 'n wartlemoen, en hy het omtrent 90% se vog in hom, 90% se water. Maar die olie wat hulle kry uit die sade uit, is net so interessant. Die olie wat hulle kry uit die sade uit, het ook heelwat proteïene binne in dit. 35%, 50% olie en baie dieetvesel. Nou die navorsing wat ek gedoen het, het gesê die Boesmans kan leef op karkoere so vir 6 weke lank, sonder enige probleme. En wat nog interessant is hierdie olie het hulle gemeng en 'n tipe van 'n pasta maak hulle van die saad. En as jy dit smeer op jou vel, vorm dit 'n natuurlike sonblok. Nie net dit nie, jy kan die karkoere gebruik om merkies en skade op jou vel mee te verbeter. So dit het kosmetiese toepassings, om jou te laat beter lyk, my kind. Okay, nou die Boesmans wat hulle gewoonlik doen is, daar is natuurlik nie vreeslik baie water nie, so wat hulle aangevang het, is hulle het altyd gemeng met speeksel. Interessant, die saad is glad nie giftig nie, maar die vrug self is 'n bietjie van 'n probleem. So wat het hulle gedoen? Die eerste ding wat baie interessant is, die saad kan jy eet as jy honger is. Jy kan hom fyn stamp, jy kan meel maak en jy kan vir jou pap daarvan maak, sonder 'n probleem. En toe ek besig is met my navorsing, toe kom ek af op 'n resep vir karkoerkonfyt. Klink nogal interessant. En een van die goed wat hulle gesê het, is die gif in die karkoer gee vir jou 'n bittersmaak, maar as jy hom kook, dan breek die gif af. Okay?
Maar nou is daar 'n probleem, want ons is besig om te lees van iets wat gebeur het in Israel, en Karakore kom voor in Suid-Afrika, Namibië, Kalahari, Botswana. Dis nie naby nie. Karakore is ook net giftig as hy 'n intense bittersmaak het. As hy nie die bittersmaak het nie, geniet jouself. Okay. So, het ek die regte plant beet? Definitief nie. Nou moet ons bietjie verder gaan soek. Toe kom ons af op die volgende enetjie. Sien julle die pragtige geel blommetjie? Lyk verskriklik baie soos 'n karakoor. Dit is hoe die plante lyk. Lyk dit soos 'n karakoor? Jep. Kyk na die plant self. Hierdie foto kom spesifiek. Ek dink hy's geneem in Iran, as ek reg kan onthou. Baie interessant. Maar hierdie plant het heeltemal 'n ander naam. Sy Latynse naam is Citrullus colocynthus. En hy het ook 'n paar baie name, onder andere colocynth. Hulle praat van hom as die bitterappel, hulle praat van hom as die bitterkomkommer. Hierdie een was interessant, die ranke van Sodom. Baie interessant. En natuurlik, in Engels, wild gourds. Okay. En hierdie ding is giftig, maar soos nie bietjie giftig nie, hy is baie giftig. Waar kom hy voor? In die area rondom die Middellandse See, die Levant, Israel, Iran, Irak. Regte plant? Definitief hy. Hierdie plant is egter cytotoksies, met ander woorde, hy maak jou selle en jou weefsel maak hy dood. En hy is so giftig, hulle kan hom nie eers gebruik vir tradisionele medisyne nie. Hy is regtig waar baie giftig. Nog iets interessants oor hierdie ding. So 'n paar jaar gelede, om die waarheid te sê, in die jaar 2018, wat nie baie lank gelede was nie, is daar 2 dames in Frankryk wat vir hulle 'n sop gemaak het van hierdie plant. Raai wat gebeur met hulle? Vergiftig, naarheid, braking, diarree. En is baie interessant, hoekom kry hulle naarheid, braking en diarree? Want 'n mens se liggaam probeer om van die goed wat binne in jou liggaam is, wat nie daar hoort nie, probeer hy ontslae te raak. Boontoe, ondertoe, enige manier. Okay. Die 2 dames het vir hulle sop gemaak. Hulle het toe die sop geëet en toe land hulle met al hierdie simptome binne in die hospitaal. Hulle het dit oorleef. En interessantste van alles is 'n paar weke later toe val elke enkele dooie haar op hulle liggame val uit. Alles. Al hulle hare verloor. So, nou het ons ten minste die regte plant beet. As ons bietjie verder kyk, die oplossing tot die probleem kom vir ons in vers 41. Maar soos wat julle sien, het ek vir julle 'n prentjie van 'n groot pot daarson. En nou moet ons gaan kyk na gif. En ek wil hê ons moet vandag gaan kyk na gif op verskillende plekke en op verskillende maniere. En so 'n paar jare gelede, en dit gebeur gereeld, word daar adventiste navorsing gedoen deur verskillende persone. Ek weet hulle het onder andere gekyk na ons dieet, hoe lank ons leef, wat eet ons en allerlei sulke interessante goedertjies. En ek het hierdie week het ek 'n beriggie gekry van 'n tannie op die aftreeoord. Sy is 105 jaar oud. Sy het, ek dink sy verjaar die volgende week, as ek dit reg het, 105 jaar oud. So per ongeluk, sy is nie adventis nie. Kyk. Navorsing op die Adventiste kerk. En ek wil saam met julle 'n paar van hierdie goed deel. Nou, dit is statistiek. Maar ek wil hê, elke een van ons moet gaan kyk, waar pas jy in binne in hierdie statistiek. Een van die goed waarna hulle gaan kyk het is, hoe gereeld lees adventiste hulle Bybel? 48% sê 1 of meer keer per dag. Elke dag? Ten minste 1 of meer keer. 28% sê meer as 1 keer per week.
13% sê ongeveer 1 keer per week, en dan 7,5% sê minder as 1 keer per maand. En 2,8% van die mense binne in ons kerk sê hulle lees nooit Bybel nie. Waar is jou statistiek? En ek wil baie graag hierdie in ons gemeente doen, maar ek dink Mel gaan my dalk 'n pak slaag gee as ek dit probeer, maar ons sal kyk. Persoonlike aanbidding. Nou wat bedoel hulle met persoonlike aanbidding? Met persoonlike aanbidding bedoel hulle mense wat 'n dagstukkie lees, of hulle sabbatskoolles doen, of iets in daai lyn. Met ander woorde, aanbidding op 'n ander manier, of op 'n ander vorm. Dagstukkies, wat ook al, Johnny se stukkies wat hy vir ons op die mannebediening stuur, dankie Johnny. Al daardie tipe van goeders, persoonlike aanbidding. Bietjie beter statistieke. 1 of meer keer per dag, amper 52%. 1 keer per week, 22%. Of 1 of meer keer per week, 1 keer per week, 11%. Minder as 1 keer per maand, 8%. En 6,4% sê nooit. Waar staan jy? Volgende enetjie. Persoonlike gebed. En hier lyk dit daarom 'n bietjie beter. Amper 2/3, ons is so amper by 66%. Bid 1 of meer keer per dag. En per ongeluk, dit sluit uit om te bid vir jou maaltye. Dis nie gebed vir dankie vir die ontbyt of die middagete of die aandete nie. Dit is gebed met die Here bo en behalwe jou gebed vir jou voedsel. 1 of meer keer per week, 17%. 1 keer per week, omtrent 8%. Minder as 1 keer per maand, 6%. Nooit 4%. Sien julle gif in die pot? Ek sien gif in die pot. Geestelike gif. En nou wil ek net toets om te kyk wie van julle is nog wakker. Ek gaan vir julle 'n verhaaltjie vertel van 'n leraar wat huisbesoek gedoen het. En hy gaan kuier by die tannie en toe hy daarso sit by die tannie het sy 'n klein bakkie met grondboontjies op die tafeltjie. En hy sien dit en hulle sit en gesels en hy vra tannie, hierdie grondboontjies lyk so lekker. Kan ek maar 'n bietjie van eet? En die tannie sê vir hom, beslis nie, maar geniet jouself. Let op die woorde, beslis nie, maar geniet jouself. En hulle sit in kuier en hy begin te eet en na so 30 minute kom hy agter maar hy het al hierdie grondboontjies opgeëet. En hy sê tannie, ek is baie jammer, ek sal hulle vir jou vervang. Ek het nie bedoel om almal op te eet nie, maar hulle was regtig lekker. Die tannie sê leraar, moenie bekommerd wees daaroor nie, dominee wees rustig daaroor. Jy sien ek het 'n probleem. Ek het so 'n paar jaar gelede het ek my tande verloor. Nou ek kan nie meer grondboontjies eet nie, maar wat ek doen is ek suig al die sjokolade af en dan sit ek hulle binne in daai bakkie in. Okay. So kos. Hongersnood. Hoekom was daar hongersnood gewees in Israel? Hulle was besig om af te wyk van die wil van die Here af. Want die Here het gesê, jou grond gaan word soos koper. Elisa was by die kweekskool. Hulle het dit daai tyd die profeteskool genoem. Hulle het gaan soek vir kos buite in die wêreld. En wat het hulle gekry? Gif. En ons het nou gekyk na een tipe van gif. Geestelike gif. Wat se ander gif is in jou pot van jou lewe vandag? Ek gaan vir julle 'n paar voorstelle noem. Dis nie 'n volledige lys nie. En sommige van die goed is hard. Nie bietjie hard nie. Baie hard en baie moeilik.
Selfone. Spesifiek Facebook. Iemand wat vandag in hierdie kerk sit, het vir my vertel van 'n familielid wat om verskoning vra op Facebook dat hulle die gesprek onderbreek omdat hulle eers moet toilet toe gaan. Dink daaroor. Kos. Medisyne. 'n Persoon kan gif wees vir jou. Iemand wat jy ken, wat skade maak in jou lewe. Of dalk is jy die persoon wat skade maak in iemand anders se lewe. Vers 41, ek het hom nie vir ons op die skyfies gesit nie, maar vers 41 sê, Elisa sê, gaan haal dan meel, en hy gooi dit in die pot en sê, skep uit vir die mense dat hulle eet. En daar was niks verkeerds in die pot nie. Nou vir die van julle, ek neem aan die meeste van julle kook of kan kook. Ek probeer so nou en dan, kry dit gereeld reg om goed te verbrand en allerhande snaakse goed reg te kry. Maar dink julle meel gaan gif neutraliseer? Beslis nie. Maar meel gaan definitief sop verander in 'n breedie. Hy gaan hom dikker maak. Nou as jy dink aan die Bybel in die Ou Testamentiese tyd, waarvoor het hulle primêr meel gebruik? Vir brood. Om brood te bak. En dit is die plek waar ek wil hê ons moet uitkom. Is die meel sterker as die gif? Definitief nie. Maar die meel is God se invloed en die basis van brood en lewende brood. En ek het beloof, ek gaan julle vat na die eerste vermeerdering van die brode toe. En dit kry ons in vers 42. En daar het 'n man uit Baal Salisa gekom en vir die man van God eerstelingsbrode, 20 garsbrode en vars graan in sy mandjie gebring. En hy het gesê, gee dit vir die mense dat hulle eet. Waar kom hierdie ou vandaan? Baal Salisa. Wat weet julle van Baal? Afgodsdiens. Afgodsdiens. Satan aanbidding, dis waarvan ons hier praat. Dit is die plek waarvandaan hierdie man kom. En wat doen hy? Hy bring vir hulle 20 brode. Nou, ons gaan nou sien binne in die versie 20 garsbrode. Nou, garsbroodjie is, ons ken dit vandag as 'n ban. Wat is die woord? 'n broodrolletjie. Okay, julle kry die idee. Nou, Elisa het gesit met 'n probleem. Die probleem wat hy gehad het is die volgende. En die dienaar antwoord, hoe kan ek dit vir 100 man voorsit? Hoeveel ouens was daar gewees? 100, 20 broodjies, 100 seuns op universiteit. Hoe lank dink ek julle gaan daai hou? Nie baie ver nie. Maar hy sê, gee vir die mense dat hulle eet, want so spreek die Here. Hulle sal eet en oorhou. Sien julle die eerste vermeerdering van die brode? Ons laaste versie wat ek vandag, of ons derde laaste versie vir vandag is. En hy sit dit hulle voor, en hulle het geëet en oorgehou volgens die woord van die Here. Eerste vermeerdering van die brode. Nou hier moet ek erken, ek neem 'n bietjie van, ek's 'n bietjie voorbarig, maar ek kan myself voorsit. Hier sit 100 honger studente en eet aan 'n breedie. En nie na toe of daarna toe nie, hier kom 'n man aangestap met 'n broodjie. Nou nie
Nie om snaaks te wees nie, ek is ook 'n seentjie. My aptyt is baie dae uitstekend. En die lekkerste ding wat jy kan kry, is sop saam met 'n broodjie of 'n breadie saam met 'n broodjie. My persoonlike keuse is bietjie snaaks, want ek het baie arm groot geword in Namibië. En een van my gunsteling disse is pap, saam met sop. Vir die van julle wat dapper is, probeer dit eendag. Baie interessant. Ek is mal daaroor, probeer dit. Hierdie man wat aangekom het, hy het aangekom op 'n tyd toe daar hongersnood was. En hier gebeur 'n wonderwerk. Hierdie man was egter 'n voorbeeld van gehoorsaamheid gewees, want hy het van die eerstelings oes gebring. Hy het vertrou op God in 'n tyd van hongersnood. Hy het geluister na die stem van die Heilige Gees. Elisa gee 20 brode vir 100 man en God vermeerder dit. Sy doel, brood en 'n seën vir elkeen. En een van die lesse wat ons vandag het om te leer, ons moet vrygewig wees en ons moet God vertrou. Bring jou eerstelinge en vertrou op God vir 'n seën. En ons laaste teks vir vandag is hierdie ene. En Jesus sê vir hulle, ek is die brood van die lewe. Onthou julle die meel? Wie na my toe kom sal nooit honger kry nie. En wie in my glo sal nooit dors kry nie. Baie dankie. Kom ons buig die hoofde. O Here, die meeste van ons sit vandag met een of ander gif in ons pot. En ons wil vra, Here, dat U asseblief die meel en die brood in ons lewens sal word, sodat daardie gif geneutraliseer en verwyder kan word uit ons lewens. O Here, baie keer weet ons nie eers wat die gif is nie, maar ons weet, U kan dit aan ons bekend maak. Help ons, o Here, om rein voor U te kan wees, sodat ons gereed kan wees as U ons kom haal. O Here, wees U saam met ons in die res van hierdie dag en in die week wat voorlê. O Here, ons vra dat U asseblief daardie gif sal verwyder uit ons lewens uit, sodat die werk wat U in ons begin het, voltooi mag wees op die dag van Jesus. Amen.